Met lente nou goed op dreef, bring seisonale allergieë vir baie Suid-Afrikaners uitdagings soos sinus, jukkerige oë en selfs asma. Ek gesels nou met Dr. Angelique Coetzee oor wat ons kan doen om hierdie simptome te bestuur. Baie welkom en ek gaan met die deur in die huis val deur te vra watter tipe allergieë kom die meeste in Suid-Afrika voor? Yes, goeiemôre en Elsa, ja, dis 'n baie goeie vraag. Dit hang af van die tyd van die jaar wat die algemeenste allergie is. Soos nou met hierdie lente wat ons kry en dan in die somer sien ons geweldig sinusallergie. Met ander woorde, dis styfmeel, sade wat in die lug is. Ek praat nie eers van ons lugbesoedeling nie. Dis heeltyd daar. Dit het nie 'n seisoen nie. So vir nou is dit hoofsaaklik soos wat jy nou net gesê het, ek nies, my kop is dik, ek voel nie lekker nie, ek is bietjie geïrriteerd, my keel krap, dis 'n ander ding. Ag, en dan sien jy hierdie ou kleintjies wat inkom, jy weet, die ou neusie is so opgewip soos wat hulle hom kort afvee en die mondjie hang oop as gevolg van allergie. Natuurlik, daai tipe kind met die neusie wat opwip en die mondjie wat so oop hang, het 'n groot risiko later vir tandontwikkeling en probleme wat hulle kan ontwikkel as gevolg van die feit dat hierdie allergie daar is. Maar jy kry tipies, ons noem dit die saliet die teken van hierdie kindertjies. Dan kry jy groter mense, ouer mense wat inkom, ook weer eens met die nies en daai tipe goed. Dan het ons natuurlik ons kosallergie wat gewoonlik, maar dit is nie seisoenaal nie, is maar heeltyd daar. Dan 'n belangrike ene, allergie vir medisyne, medikasie, dis iets wat toenemend aan die opkom is wat ons baie sien. So ek wil net gou hierso mense wat op wat ons noem bloeddrukpille is. Ons hoor hulle gedurig, die oom kom in uit hierdie krap in sy keel, is eintlik sy bloeddrukpil. En dan dink hulle dit is nou 'n sinus of 'n allergie vir huisstof of styfmeel of daai tipe goed. En dan in die winter kry ons ander tipe allergie en daai allergie in die winter is hoofsaaklik stof en miete. Jy weet wat jy nou in jou komberse kan kry of in jou matte en daai tipe goed. Dit is die groot tipe allergie wat jy kan kry en dan kan jy natuurlik jou velallergie kry. Daar's verskillende beelde wat 'n ou sien op jou allergie. Maar weer eens, die mees belangrikste ding is net om jou allergie te onderskei of jou sinus of allergiese rinitis, soos eintlik die term wat ons gebruik, van gewone verkoues en daai tipe goed. En dan net te weet, luister, wanneer moet ek 'n dokter sien, wanneer moet ek nie 'n dokter sien nie. Nou moet ons vinnig uitkom by dalk 'n paar wenke oor wat ek by my huis kan doen om daai simptome te behandel. Ons het so 2 minute oor. Ja. So as mens daarna kyk, dan antihistamine is 'n belangrike een, die regte antihistamine. Ek wil asseblief vir die luisteraars en kykers daar buite sê, oppas vir neusspruie wat jy oor die toonbank koop. Daai gee vir jou 'n erge allergiese rinitis. Dit eintlik word dit 'n rinitis medicamentosa praat ons van. So daai oomie wat sy, ek kan nou nie handelsname gebruik nie, maar wat sy neusspruitjie wat hy elke keer gou by die apteek gaan kry, wat nie 'n kortison neusspruit is en nie voorgeskryf is nie, is in groot moeilikheid vorentoe met sy arme neus. So wat kan ek doen as ek allergies is vir styfmeel en goed? Weer eens antihistamine, kyk na die seisoene, kyk wanneer dit vir jou 'n probleem is. Jy kan bloedtoetse gaan doen, jy kan priktoetse gaan doen. Op die einde van die dag lê dit in die geskiedenis. As jy vir my sê, ek nies elke keer as die lente kom, dan is dit 'n allergie. Ek kan jou gaan toets, maar ek kan nie die styfmeel wegvat nie. Ek gaan nog steeds vir dieselfde behandeling gee. So, weet jy, as jy weet dis honde en katte, jy moet dan nie honde en katte hê nie, maar jy moet ook weet, jy gaan nie jou kind altyd kan beskerm teen ander mense wat honde en katte het nie. So jy moet leer om dit ook te kan hanteer. Ons noem dit manage. Jy moet dit kan hanteer en moenie onnodig medisyne gebruik nie. Ons sien dat ouens geneig om, as dit nou allergie is, hulle wil môre gesond wees. Ek kan nie die lug suiwer vir jou nie. Ek kan nie die styfmeel wegvat nie. Ek gaan jou leer wat om te doen. Ja. Maar ek kan nie dit vir jou doen nie. Ja. So, jy weet, baie keer sal pasiënte vir ons sê, hulle kry sinusspoelings, maar die goed het nie gewerk nie, vir hulle allergie. Dit is waar, want ek sê altyd vir die pasiënt, weet jy, jou sinus moes nie eintlik gespoel geword het nie, die lug moet gespoel word. Ja. So, ons het veral hier in Pretoria groot probleem met gewone allergie, styfmeel en daai goed, ons het nie genoeg wind nie. Dokter,
Ons weet Dr. Angelique kan baie dinge doen, maar ons kan nie die lug noodwendig suiwer nie. Ek is wel baie bly dat jy verwys het na die neussproei, want ek dink dit is ook nogal 'n fout wat ek baie gereeld maak. Maar nietemin, ons gesels dalk in die toekoms weer. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis net 'n plesier. Nou goed, om wakker te word met jukkerige oë en 'n loopneus is beslis nie hoe jy jou dag wil begin nie, maar ons het by 'n paar van julle ingeloer om te hoor wat maak jou oggend 'n goeiemôre, good morning. 'n Goeiemôre sal vir my iets wees soos 'n lekker koppie koffie, warm koffie veral op 'n wintersoggend en dan ietsie lekkers om te eet miskien en dan aangesien ek nou pensionaris is, miskien in die sonnetjie gaan sit vir 'n rukkie. Ja. Well, good morning for me. It shows me that I have another opportunity to be able to do something that day, to be able to make a change that day. Since I don't have a good morning, then it's tough. But then once I see that I have a good morning, then I know that okay, today's a new day, and then yet more is still yet to come. I think a good morning would be waking up late, especially, and also being surrounded by my loved ones, having a breakfast, at least a nice breakfast before I can go on with my day. Goeiemôre, ek is Arnold Geerts. Lekker om jou saam met ons te hê. Vandag het ek die voorreg om met 'n Springbok legende te gesels. Hy het 38 toetse vir die nasionale span gespeel en het in 95 die Wêreldbeker saam met die Bokke gewen. Die Springbok slot Kryno Otto het nou in die warmstoel ingeskuif. Môre Kryno, so lekker om jou te sien, ouma. Lekker, dankie. Ek dink die eerste ding wat ek net vir kykers moet sê was jy was veronderstel om verlede week hier te wees en om 'n Engelse term te gebruik, you dodged the bullet, want toe is jy nou hier nadat ons die oplek so afgeransel het. Wat was jou gevoel gewees oor die afgelope 2 toetse? Yes, ek dink ek is gelukkig geweest om om vandag te praat. Laasweek was maar moeilik geweest. Ek dink ons was ongelukkig laasweek. Ek dink ons het soveel foute gemaak en ons het net verloor. Maar hierdie week was fantasties. Om so ver te wen in Nieu-Seeland is ongelooflik. Wat het die verskil gemaak, dink jy? Nee, ek dink ons het baie goeie spelers en ek dink die ouens wat die geleentheid gehad om te speel het dalk vir die ander mense gewys. Hoor hierso, as jy teen Nieu-Seeland kan speel in Nieu-Seeland, dan moet jy die geleentheid gryp. Ek dink ons het baie diepte in Suid-Afrika, so ek dink dit sal altyd in ons gunst stel. En ek dink Nieu-Seeland se rugby is op 'n laagtepunt. Ek dink hulle het baie werk aan hulle kant om te doen. Ek dink ek sal verkeerd wees om nie te vra nie. Baie mense sal wel weet wat doen Kryno Otto deesdae vir 'n lewe. Yes, ek werk vir 'n recycling herwinningsmaatskappy, die Reclamation Group, sorry. Jy mag sê, dis gaaf, geen probleem nie. En so ek is maar bedrywig in herwinning en afvalbestuur. En as ons al die pad teruggaan 95 toe, wat onthou jy van die 95 Wêreldbeker in die wen? Yes, dit was 'n fantastiese wedstryd. Ek het hierdie week en ek teruggekyk na van daai wedstryde en ek het gekyk ons Roemenië wedstryd wat my eerste wedstryd was, het ons het soos 8 toetse gehad voor die wedstryd. Jy weet, soos 'n baie onervare span, maar dit is hoe tye verander het. Daai tyd het 'n ou elke ou 'n geleentheid gekry en die ouens wat goed speel bly in die span. Vandag kry die ouens 80, 100 toetse en dit is normaal. Ja, so, ja. Nee, ons was op 'n golf van daai tyd gewees. Ek het daar baie keer vertel as 'n ou terugkom in die hotel, dan is daar mense wat jou ondersteun, geskenkies op die bed. So dit was ongelooflik. Ek dink daar sal weer 'n gebeurtenis soos daai wees nie. Dit was perfek. As mens terugkyk daarna en wat onthou jy wat dit vir die land gedoen het toe, want dit het van buite af as 'n uitsaaier, dit het ons saamgesmee, maar vir 'n speler, wat het jy gedink het dit vir die land gedoen? Ja, ek dink ek was 22 daai tyd, so ou's jonk en jy weet nie eintlik wat aangaan nie. In so 'n bubble en jy leef maar jou eie lewe. Maar ons het op 'n roadshow gegaan na die tyd en die hele land vol getoer met die beker en sekere kulture het dit heeltemal anders te aanvaar as ander. Natuurlijk. Ons het 'n sokkerwedstryd ook bygewoon en dit was ongelooflik hoe die mense ons geondersteun het. En ek sien vandag op die paviljoene wie is almal ons ondersteuners en die hele demografie het eintlik verander en dit is fantasties hoe dit nou is. Ek dink almal is nou Springbok ondersteuners. Maar dis maar eintlik soos Madiba gesê het, sport het hierdie manier om mense saam te smee, nie waar nie? Ja, en dit is duidelik vandag.
Dit is fantasties. Dis wonderlik om te sien. Kry nou as mens kyk na waar rugby heen gegaan het van jou speel daar af tot nou toe, jy moes ongelukkig op 28 uittreë en jy moes as gevolg van probleme. Hoe sien jy daardie hele beweging en die manier hoe rugby probeer om kopbeserings te beperk? Yes, dit is baie keer frustrerend om te sien dat ouens nie mag hoogvat en weet ons het maar veral die slotte hou maar van bietjie kontak en bietjie boelie. Maar ja, nee, ek dink dit is vandag baie moeilik. Yes, ek dink as ek sou gespeel het, sou ek soveel rooi kaarte gehad het. Hulle het my uitgemaak het as die domste rugby speler. Maar nee, ek dink dit is baie goed deesdae. Ek dink die ouens rus meer en hulle recovery is soveel beter. En die ouens is groot vandag. Hier as jy ou kyk na Eben en RG, dit is lang manne en groot en sterk en swaar. So as jy elke week kontak maak met hierdie manne, gaan jy seer kry. So nee, ek dink die mediese veld het baie verbeter in die laaste 20 jaar. En is daar enigsins iets wat jy oor het van daai probleme? Nee, gelukkig nie. My lyf kan ek voel knie en enkels en alles is maar seer, maar nee, ek is 100% Kop is reg. Baie dankbaar daarvoor. Ons is almal baie dankbaar. Kryne, baie dankie dat jy hier was. Ons het dit regtig geniet. Ek sou vir 2 ure lank met jou kon gesels oor soveel dinge. Dankie vir jou tyd. Dankie vir die gesels. Altyd. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, moet nou eintlik nêrens heen gaan nie, want ons kuier verder net hierna en ek kan jou beloof, die man wat ons nou net hier in aksie gesien het, was een van die groot geeste van 1995. Ek hoop ons kry hom sommer baie vinnig terug. Intussen, you tune to Good Morning en dis Goeiemôre in Afrikaans, as jy nie heeltemal seker is nie. Ons is net hierna terug en dan kan jy lekker verder kyk. Gemaak gou 'n koppie koffie, dan sien ons jou net hierna.